Nuusboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. So die Mower storie het nie net begin by 'n Angora bok nie. Toe my dogtertjie 1 jaar oud is, het ek my pa verloor. Hy was siek aan kanker gewees. En 9 maande later het ek my ma verloor. So dit was 'n baie vinnige, ons lewe was vinnig deur mekaar gegooi. Ek het op die plaas groot geraak, so die plaas is vir my 'n liefde en is 'n plek wat ek ken. Is 'n plek van waar ons generasies gevestig is. En op daai stadium was my broer het geboor. In 2022 het hy vir sy eie redes besluit om van die plaas af te gaan. En dit was my keuse gewees toe om te begin en na die plaas te begin omsien. Ek het nie geweet waar om te begin nie. So ek het stappie vir stappie begin. En ek het eers net te begin om te restoreer, van grondrestaurasie, kampe, drade, infrastruktuur. Het was 'n stadige lang proses, ek het dit self gedoen. En na 'n jaar van restaurasie en regmaak, dink ek het almal begin kriebelrig geraak en almal het diere gesoek. En ons het so stadig aan begin met ons diere. En ons kom van 'n agtergrond waar bokke altyd op die plaas saam met ons gewees het. So, en ek is lief vir bokke. So dit was die eerste rigting waarin ek gemigreer het, was om te kyk om bokke aan te koop en met bokke te boer. My buurman het my gehelp om my eerste 49 oetjies bymekaar te maak. En ek het na die veiling gegaan saam met my buurman. En hy het my so 'n bietjie rondgewys. Daar was soveel om van te kies, want jy het natuurlik goeie genetika nodig. Maar hoe besluit jy wat is reg vir jou omgewing? Watter bouvorm om na te kyk? Watter horings is die regte horings? Watter koppe is die regte koppe? So daar is soveel vrae as jy begin om waar om te begin. So dit was my eerste bokke. Ek het weggeloop en ek het my eerste 50 bokke op daai stadium mee begin. En ek was seker die kleinste boer ooit. Maar dit is hoe ons pad toe begin het in 2023. So ons is nou 2025 en ons staan nou net oor so 500 bokke. Om die beste veselkwaliteit te kry is die sorg van jou bok baie belangrik. Eerstens jou water, jou kos, en dat jou bok in 'n goeie toestand is. Genetika is kern. Jy kan dit nooit omwentel nie. So jy koop in jou goeie genetika, jou goeie ramme. Maar van daar af aan is die onderhoud van jou bok is belangrik. Goeie veld, maak seker dat jou veld is in 'n goeie toestand. En dan maak seker dat jou waterbakke skoon is, dat jou bok kan in 'n goeie kwaliteit wees, dat hy nie siektes optel nie. En dat jy jou enting en jou dosering op die regte tyd plaasvind. So die bokke skeer ons 6 maande, elke 6 maande. Die voorbereiding voor skeer is om seker te maak dat jou bok se vesel in die beste kwaliteit is. Dit doen ons deur dat ons die bokke dip. So skeertyd kom hulle dan in, ons werk met spanne. Ons werk byvoorbeeld met die House of Fiber span. En hulle is opgeleide skeerders wat inkom. Jy skeer of masjien of handskeer. Hare word geklas elke dag, soos jy skeer. En dan finaal word hulle in die sakke gesit nadat hulle geklas is en uitgesorteer is. En ons neem hulle af na die makelaar toe vir verkoop. Ek dink Mower Suid-Afrika het 'n wonderlike raamwerk ingestel vir Angora boere en leer almal baie mooi. Dit is nie dat jy jou eie pad moet vind in die wêreld nie. Ons word so baie inligtingsdae gehou en geleer. Ons het 'n wonderlike veearts wat in die omgewing is. Ons het 'n kommunikasie wat oop is dag en nag. Ons het wonderlike veldbeamptes wat die rondes doen en baie vrae antwoord. Ons behoort aan 'n RMS groep
waar ons jaarlikse deur al ons raamwerk van ons boerdery gaan en kyk waar ons kan verbeter. So oor die algemeen dink ek dat tye het baie verander en ons het die moeilike raamwerk vir ons vergemaklik dat dit in die toekoms doenbaar kan wees in klein happies op klein stadiums. So uitdagings op 'n Karoo plaas is baie en ek dink ons grootste uitdaging is Karoo, hierdie deel van die Karoo is eilbevolk. So jy het nie baie mense wat nog die kans sien om te boer nie. En veral in hierdie area, jou reënval is baie laag. So jy moet kreatief dink om te kan oorleef. Jy moet op jou voete dink. Jy moet godsdiens onder jou arm saam met jou dra. En jy bid baie lang ure soos jy in die veld deurloop. En ek het al baie kere dan dink jy, jy kan nie verder nie, jy kan nie vorentoe nie. En dan pak die mees ongelooflikste wolke saam op die regte tyd. En jy kry hierdie seëning van reën. En dit is ongelooflik, hierdie Karoo verander in 'n paradys. En dit is die mooiste plek. So dan bring dit jou weer terug na jou Skepper toe en om aan te gaan. Nisboer word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors.